Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. In hierdie video vandag praat ons bietjie oor gelykvormigheid. Ek het hom so 'n rukkie terug opgelaai en toe het ek besef ek het van my redes nie lekker reg nie. So hierdie is eintlik die tweede keer wat ek hierdie video maak, die tweede keer wat ek hom gaan oplaai en ek hoop vir 'n vet hierdie keer is dit die regte keer. Ek het baie leniency gesit by die redes want dis mos maar eintlik. Ek weet nou nie of julle al redes gedoen het of van die werk gedoen het in julle klasse nie, maar ek hoop julle het. Ek dink jy het heel waarskynlik, want hoekom anders sal jy die video kyk? Behalwe om te hersien of om 'n ding te verstaan wat jy gehoor het wat jy nie verstaan het nie. Nou, ek gaan poog om dit in hierdie video te doen. As jy al reeds iets soos kongruensie of een van daai of net kongruensie, dis net kongruensie, ek weet nie waarvan ek praat nie. As jy heel waarskynlik al reeds kongruensie gedoen het en jy het hierdie al reeds in jou klasse bespreek, dan gaan hierdie vir jou baie maklik wees. Dis 'n eenvoudige konsep, dis nie so moeilik nie. Die voorbeelde is bietjie moeilik. Hulle steek half die driehoeke weg en jy moet mooi bewus wees van dit wat jy veronderstel is om te doen, nê? En daar's stappies wat jy moet doen en ons gaan daaroor praat. So gelykvormigheid is 3 horisontale streepie. Hulle is gelyk, so hulle staan gelyk, nê? Hulle staan een van die juffrouens wat dit vir my geleer het gesê sy onthou dit want as sy dink aan die woord regop, is dit daai G wat vir haar baie uitstaan soos regop en gelykvormig. So dis 'n suiwer Afrikaanse woord daai want hy het regtig die G woorde en dis hoe sy dit onthou het. Kongruensie het sy, omdat hulle lê plat, het sy 'n klomp ander ninja stuff gedoen. Gaan kyk die kongruensie video, ek dink ek verduidelik dit daar binne. Maar om die een te onthou rakende gelykvormigheid, die teken van hom staan die 3 reg langs mekaar en regop. Ok, ek hoop ek het dit nou duidelik genoeg gemaak. Maar gelykvormigheid beteken basies dat hulle is gelyk in vorm. So, imagine, verweel jy nou 'n jonger boetie en 'n ouer boetie. Hulle lyk nogal eenders. Kom ons sê hulle lyk eenders. Nie almal doen nie, maar kom ons sê net vir die argumentsonthaalwis, lyk die jonger boetie en die ouer boetie baie soos mekaar. Die jonger een is net 4-5 jaar jonger. So hy is eintlik maar baie kleiner, maar in sy gesig lyk hulle soos boeties. Die een het blou oë, ander een blou oë, blonde hare, hulle liggaamstipe is min of meer dieselfde, nie perfek dieselfde nie, maar in vorm lyk hulle min of meer dieselfde, hulle gesigvorm lyk ook min of meer dieselfde. Jy kan sien die twee is broers. Die een is net 5 jaar jonger, so hy is baie kleiner. Daarom gaan gelykvormigheid gaan oor die vorm van die driehoeke. En om dit te doen gaan ons eers net gou, hoe bewys jy dat in vorm is hulle dieselfde? En dan gaan ons vinnig kyk na wat die redes is rakende gelykvormigheid en daar gaan ook 'n paar voorbeelde gedoen wees. Ek dink daar's net 2. Nou, kom ons begin by die bewys van gelykvormigheid. Gelykvormigheid, soos wat kongruensie ook maar is, die twee loop hand in hand. Hulle het sekere stappe wat jy moet volg. Daar's 'n resep. Daar's 'n orde aan hierdie dinge en die orde wat gevolg moet word is die volgende. As jy die twee driehoeke gelyk wil bewys, gaan jy 'n stelling maak, paar stellings, spesifiek 3, want ek gaan net met driehoeke werk. Driehoeke, hulle gaan of driehoeke hê, of 3 sye, of 'n derde rede wat jy nooit in jou lewe gaan gebruik nie. So, jy gaan 'n stelling moet maak. 1 stelling, 2 stelling, 3 stelling, né? Want dis 'n driehoek. Ons werk met driehoeke. So wat ook al dit is, dan die rede, dit gaan klomp redes, daar's 'n hele handboek vol van redes wat dit moontlik kan wees. Waaronder hoeke op waaronder regoorstaande hoeke en gegee en gemeenskaplike hoek en sulke tipe goeders waar
of selfs verwisselende hoeke. Jy sal sien in een van die voorbeelde gebruik vir verwisselende hoeke. So daai redes daar is alles wat jy al geleer het rakende driehoeke. Nou, nadat jy hierdie 3 dinge aan mekaar bewys het, gaan daar 'n laaste stap wees en dit gaan wees om te sê, okay, hierdie 3 dinge is gelykvormig aan mekaar, so nie 3 dinge nie, 2 dinge, driehoek ABC byvoorbeeld, is gelykvormig aan 'n tweede driehoek, driehoek DEF en my rede, en dis wat ek jou nou gaan leer, die 3 redes vir gelykvormigheid, gaan een van daai 3 wees. Nou, ek weet ek sê daar's 3 en daar is tegnies 3, maar jy gaan tegnies in jou lewe gaan jy soos net, wel tegnies in my lewe het ek net soos 2 gebruik, die eerste 2. So ek gaan die eerste 2 met jou deurgaan, die laaste een gaan ek gaan vir jou ook van hom vertel, maar ek gaan nie baie positiewe kommentaar hê nie, want ek het nog nooit in 'n toets gesien dat hulle hom vra nie. Hy is blykbaar daar. Maar ja, die rede hoekom hierdie, wil ek ook net sê, die rede hoekom hierdie my tweede video is wat ek maak, van gelykvormigheid. Ek het hom gemaak, toe besef ek, okay, die redes is nie baie lekker nie, en ek delete toe daai video, wat vir my baie moeilik was. Ek het aande gehuil daaroor. Nee, ek joke. Maar dit was vir my, ek moes die video delete want die redes het nie sin gemaak nie, eerstens. En hulle het nie regtig gekorreleer met dit wat die onderwysers in die klaskamers wil hê nie. So in die klaskamers wil die onderwysers sekere dinge hê. En hulle sal vir jou sê wat daai dinge is wat hulle wil hê en hulle sal van jou vereis om daai ding vir hulle neer te skryf in 'n toets. Maar dis nie noodwendig 'n ding wat deur die departement van onderwys aanvaar word nie. En dis waar gelykvormigheid bietjie moeilik raak. Want as jy in 'n staatskool is, nou nie so, jy's nie in 'n privaat skool nie, jy's in 'n staatskool, en hierdie staatskool, en dis spesifiek net in Suid-Afrika, hierdie staatskool het sekere vereistes rakende wat die redes moet wees, wat aanvaar word in jou matriek eindjaar eksamen. So jy kom in matriek en daar is net 'n handjievol, letterlik 'n handjievol van redes wat hulle besluit is reg. Jy kan nie ander redes gebruik nie, want hulle het besluit hierdie is die redes wat reg is, dis waarop ons jou gaan toets. As jy nie vir ons een van daai redes kan gee nie, dan beteken dit jy is verkeerd. Nou, jy kan ook sê nee, dis rof en hulle moet meer genade hê, maar ek stem eintlik saam met hulle. Want jy kan nie net alles ag as reg nie. Daar moet 'n standaard wees. En dis moeilik om die standaard te kry, en dis net so moeilik om die standaard te behou. Nou, op daai standaard, jy kan hom gaan download, dis 'n PDF. Gaan tik in Google aanvaarbare redes, KABV wiskunde, graad 12. Dan gaan dit vir jou vat na 'n PDF toe, wat aanvaarbare redes het. En jy mag slegs daai redes gebruik in jou matriek eindjaar. Jy kan nie ander redes gebruik nie, want daar's nie ander redes wat hulle reg merk nie. So, hulle merk reg net hierdie spesifieke redes. En jy kan, soos ek sê, jy kan daai redes op 'n PDF gaan kry, ek het dit gaan kry, ek het dit geprint, ek het dit gedownload, en, ander volgorde. Ek het dit gedownload en toe het ek dit geprint, en ek hou daai goeders en ek highlight dit, want ek weet dit is wat hulle aanvaar, dit is wat hulle regmerk. So dis wat die leerders moet weet, maar rakende gelykvormigheid, jy vra dalk vir my, hoekom skryf ek vir jou al hierdie, of hoekom sê ek vir jou al hierdie dinge neer? Dis omdat rakende gelykvormigheid is daar nie regtig sulke redes nie. So, hoe maak dit sin? Dit doen nie. Maar in gelykvormigheid, as jy nou in matriek kom, of as jy nou daai papiere het, dit het net die redes van kongruensie, dit het nie die redes van gelykvormigheid nie. Dit veroorsaak die probleem, ek gee jou nou 'n hele verduideliking van die politiek rakende skool wees.
wees dankbaar, want ek gee nou baie wysheid. Maar daar is nie gelykvormigheid redes op daai papier nie. So hulle het nie regtig 'n standaard rakende wat se gelykvormige redes aanvaarbaar is nie. Hulle het eerder die kongruensiese reëls en dis baie vreemd want in matriek vraestelle vra hulle omtrent net, hulle vra amper nooit kongruensie nie, hulle vra omtrent net gelykvormigheidsredes, maar hulle het nie aanvaarbare redes daarvoor nie. So die onderwysers, die oplossing wat hulle dan het, is hulle maak half hulle eie redes op. En dis die gat waarin ek geval het, want ek het redes wat ek gedink het reg is gebruik en toe nadat ek met klomp onderwysers gechat het daaroor, sê hulle vir my, jy moet eintlik nie dit gebruik nie. So, ek het hierdie video gaan opdateer, jy sal sien van die redes lyk bietjie anders, soos ek het, dit lyk asof hulle al nie half inpas nie, want ek moes dit gaan opdateer het, sodat dit reg en aanvaarbaar is oor die verskillende grense. So, kom ons begin. Chat ek nou lank met julle. My eerste rede, en dis een wat dis amper die enigste een wat jy altyd gaan gebruik. Jy gaan hierdie in 80 tot 90% van die tyd gebruik in graad 12. Ja, in graad 12. So, in graad 8, 9 en 10 gaan hulle gaan jou vra oor die ander, maar in graad 11 en 12 gebruik jy pretty much net hierdie een. Dit is as 2 driehoeke vir my gegee word, en hierdie driehoeke se hoeke is gelyk. So, daai hoek daaronder, hier linksonder, is gelyk aan daai en se linksonder, regsonder is gelyk aan daai en se regsonder, sien jy 1 streepie, 1 streepie, 2 streepie, 2 streepie, en dan regsbo, 3 streepies is gelyk aan daai klein driehoekie se regsbo hoek ook. Dit gaan wees, as die oorstemmende hoeke van die 2 driehoeke gelyk is, dan gaan my rede wees, en dis waarom ons stry, ons is onderwysers. Die rede gaan wees hoek, hoek, hoek. Jy kan om hulle lyk soos 2, 3 elle, jy kan dit doen. Dis wat ek doen, dis net makliker. Of jy kan 3 haas maak, haas is ook aanvaarbaar. Maar die aard van die saak is, 2 driehoeke is gelykvormig, wanneer hulle 3 ooreenstemmende hoeke ewe groot is. Kom ons doen 'n voorbeeld oor hom. Wat doen ek? Ek gaan eers 'n resep doen voor ek 'n voorbeeld doen, sorry. So, hoe werk ek dit uit? In my vorige een het ek vir julle gesê, in 'n paar slides terug het ek vir julle gewys dat daar's 'n manier hoe ons dit bewys, nê? Ons sê, ons moet 3 spesifieke redes hê, 3 spesifieke redes hoekom die 2 driehoeke gelyk is. Dan moet jy hulle neerskryf en dan eers daarna kan jy gaan skryf, okay? Hierdie driehoek is gelykvormig aan daai driehoek. Daai sinnetjie wat ek daar op die ou ende skryf, die een driehoek is gelykvormig aan die ander driehoek. Dis eintlik 'n resep. Alles wat jy moet weet van kongruensie en gelykvormigheid is in daai stelling. So die stelling lyk so. Driehoek ADC is gelykvormig aan CBD. CBA. Kom net 'n voorbeeld. Jy kan die ding gaan teken as jy regtig wil, maar dan moet jy hom nou mooi teken, hè. So ADC aan CBA. Hoe die resep werk is, hierdie ding vertel vir my alles. Spesifiek in gelykvormigheid beteken dit dan dat die sye, wat ek daar in blokkies gemaak het, die sye van my eerste driehoek AD gaan in verhouding wees met die sye van my tweede driehoek CB. In verhouding beteken, ek skryf hulle op 'n breek. So dit gaan vir my een of ander waarde gee. AD op CB. Sit my altyd die eerste driehoek bo. Dit maak dit lewe net bietjie makliker. Maar ek sal nou vir julle verduidelik wanneer jy dit nie hoef bo te sit nie. Die tweede deel gaan wees sy DC aan sy BA. As hulle gelykvormige driehoeke is, hoort dit presies dieselfde waarde te gee. Daarom sê ek die een is gelyk aan die ander een. Alhoewel dit 2 verskillende sye is, 4 tegnies wat ek op mekaar sit. Hierdie gee dan vir my 'n volgende antwoord, want nou ek het 'n driehoek
Hy moet 3 sye hê. Die volgende sy is sy AC op CA. Dis tegnies dieselfde sy. Nou, ek dink ons gaan dit so hê in my driehoek. Nou, so twee gelykvormige driehoeke het nie net gelyke sye nie, hulle het ook gelyke hoeke. Die eerste twee is dieselfde, A gelyk aan C. Die tweede twee is dieselfde, C aan B. En die derde twee, die derde twee is dieselfde, C en A. Jy kan sien ek skryf basies dat A en C, daai hoeke, is basies gelyk aan mekaar. So jy kan sien in my driehoek is A en C gemeenskaplike sye, maar kom ons werk dan met 'n voorbeeld. A, B, C, D. Ek sê vir jou D is 40 en ek sê vir jou B is 40. Hierdie is een van die rede hoekom jy hierdie driehoeke konstant gaan gebruik, of hierdie redes van gelykvormigheid, is omdat hierdie enkele rede, wat ek nou vir jou gaan doen, word amper altyd gevra. Soos, as jy hom verstaan, is die kans letterlik 70-80% van die tyd, dat jy dit gaan regkry, want hulle gaan vir jou, om hierdie rede te bewys, gaan hulle vir jou twee hoeke gee. Sien jy, twee hoeke is my gegee. DAC is 90, ACB is 90. So twee van die hoeke word al reeds vir my gegee. Maar nie net dit nie, want twee ander hoeke word vir my gegee, B en D. So, ja, dit kom nou vir julle mooi teken. DAC is gelyk aan BCA. Dit het ek net aan julle bewys, ek het vir julle gesê, hulle is dieselfde, want dit is vir my gegee. Ek het niks nie regtig enige wiskunde gedoen om dit te bewys nie. Hulle gee het my, hulle wys vir my, hy is 90 grade. Hulle sou dit heel waarskynlik ook gesê het. D is gelyk aan B en dis gegee, en nou die laaste een. So, 'n driehoek, kom ons sê maar 'n driehoek. 'n driehoek het altyd 180 grade in, né? So as die een plus die ander een 'n sekere waarde gee, en dis dieselfde as die een plus die ander een 'n ander waarde, beteken dit dat die derde hoek van daai driehoek altyd dieselfde gaan wees as jy ten minste twee van hulle aan mekaar kan bewys. Dis so maklik is dit. Jy moet letterlik net twee aan mekaar bewys. Die laaste een gaan altyd wees, okay, hierdie een is gelyk aan daai en AC is gelyk aan D. ACD is gelyk aan BAC, verskoon, wat my rede gaan wees binne hoeke van 'n driehoek. Hulle is 180 grade, die driehoeke, die een is nie skielik 417 grade nie, altyd van hulle is 180 grade, daarom beteken dit dat hulle, as twee van hulle dieselfde is, gaan die derde een altyd dieselfde wees. Jy kan het gaan uitwerk as jy regtig wil, maar jy kan ook net sê ACD is gelyk aan BAC en my rede daarvoor is binne hoeke van 'n driehoek. Nou, hier is my 3 redes, omdat ek het vir jou gesê, die manier hoe jy hierdie doen, die stappe vir gelykvormigheid, is jy bewys een ding, jy bewys 'n ander een, jy bewys 'n derde een, want ons werk met driehoeke, en dan eers kan jy jou resep gaan neerskryf en sê, driehoek ADC is dieselfde as driehoek CBA, en my rede is hoek. Met hierdie resep gaan ek vir jou wys, want gelykvormigheid is nie die doel van die som nie. Gelykvormigheid gaan altyd net wees 'n tegniek om by die antwoord van die som uit te kom. Hulle sal vir jou sê, bewys die lengte van hierdie sy, of bewys die hoek van hierdie driehoek, en dan gaan jy gelykvormigheid bewys, en dan eers daarna gaan jy die antwoord kan kry. So, ons tweede rede, ek gaan vir julle mooi wys hoe mense dit doen aan die einde. Bly dan tot by die einde. Ons tweede rede vir gelykvormigheid, en hierdie is die een wat die laaste 20%, 30% keer gevra gaan word, is as jy 3 sye in verhouding met mekaar het. Omdat dis gelykvormige driehoeke. Hulle is in dieselfde vorm. Die klein boetie se arm is nie so lank soos die groot boetie se arm nie. Mamma moet kleiner klere koop vir klein boetie as vir groot boetie. Groot boetie se klere gaan nie vir klein boetie pas nie, en klein boetie se klere gaan nie vir groot boetie pas nie.
So hulle is dieselfde vorm, maar in lengte verskil hulle. Ek hoop jy verstaan daai verskil. Selfde vorm, in lengte verskil hulle. Dis soos wat aarde en die son is dieselfde vorm. Nou nie presies nie, maar albei is soos albasterballetjies. Die een is net vrek groot en die ander een is baie klein. In vorm lyk hulle dieselfde, maar in grootte glad nie. Nou, die oorstemmende sye van die twee driehoeke moet gelyk wees en dan is my rede sye in verhouding. Hierdie is waar ek 'n verandering moes plaasvind of moes maak, want ek het oorspronklik daar geskryf verhouding. In kongruensie as die sye gelyk is, sy, en ek het daai redenering gebruik om te sê, okay, verhouding, want die twee of die drie sye van die driehoek is gelyk, maar dit is nie een wat jy mag gebruik nie, blykbaar. So onderwysers aanvaar dit nie. Meeste onderwysers doen nie. Dan sal hulle eerder vir jou verwag om hierdie rede hierso te gebruik. Sye in verhouding. Sye in verhouding voorbeeld. Oepsies. Twee driehoeke, kyk klein driehoek, kyk groot driehoek en ek gee vir jou 'n klomp sye. En nou verwag ek vir jou om vir my te bewys dat daai daai twee driehoeke in vorm dieselfde is, maar nie in grootte nie. Dit was moeilik. So, wat jy doen, is jy begin, jy skryf neer, so, hulle gaan vir jou die resep gee. Dit help regtig baie, want jy kan nou in jou resep gaan kyk, watse van my sye sê hulle moet dieselfde wees. Jy kan sien dat hulle sê AC, daai laaste twee, op CE, is in verhouding met dieselfde met AB op ED en CD op CB. Ek moes eintlik hierdie ook verander het. Ek weet nog nie regtig of ek so trots is op hierdie video nie. Want hierso maak ek 'n fout. Nie regtig 'n fout nie, maar hierso sit ek die tweede een bo en die eerste een onder. Ek raai jou aan, sit altyd die tweede een onder en die eerste een bo. Dit help maar net vir consistency, so te sê. Ja. Dit help vir consistency en dit help jou ook om net bietjie makliker die sommetjies te doen. Maar daarom bewys ek vir jou hierso dat dit is moontlik vir jou om dit om te ruil. Dit moet net konstant bly. Sien jy, al my sye bo is sye wat in my tweede driehoek is en al my sye onder is sye wat in my eerste driehoek is. Nou ek kan nie net willy-nilly gaan doen nie, dit moet so bly, verstaan jy? As jy dit so begin het, moet jy dit so hou. Terug na ons voorbeeld, wat jy dan net doen, is jy kyk na wat jou sye is, wat in verhouding moet wees. Jy sit hulle op mekaar, jy doen so 3 sommetjies en dan besef jy, okay, al die sye is in verhouding. Hulle gaan slegs in verhouding wees as die getal wat jy kry van almal van hulle dieselfde is. So AC van die klein driehoek op CE van die groot een, dis wat hulle van ons verwag moet dieselfde wees. AC op CE is 4 op 8 en dit gee vir my half. Kom ons kyk of die volgende paar sye dieselfde is. AB op ED, dit gee vir my 3 op 6 en dit gee vir my ook half. Okay, so daai twee is daarmee in verhouding, maar nou moet ons net kyk of die derde een in verhouding is, want hy kan 'n ander lengte wees. Dan kyk ons BC op CD is 2 op 4 en dit gee vir my weer 'n half. So, almal van hulle gee vir my 'n half. Dit beteken hulle is in verhouding. Dan kan jy letterlik sê, hierdie sy op daai sy is gelyk aan daai sy op daai sy en dis gelyk aan daai sy op daai sy. Dis wat ek probeer bewys het nog heeltyd. En nou het ek net so 3 sommetjies te doen. Dit gee dan vir my die volgende, AB op ED is gelyk aan BC op CD en dis gelyk aan AC op CE en dis alles gelyk aan 'n half. Nou, daarom kan ek sê, ek skryf my verhouding neer, CED is gelykvormig aan CAB en my rede soos ek gesê het, is sye in verhouding. Gelykvormigheid, nommertjie rede 3.
Rede 3 is een wat ek nog nooit in my lewe gesien het gebruik is nie. Nog nooit nie. Maar dit is 'n rede. Dis 'n rede in gelykvormigheid, net soos wat dit 'n rede in kongruensie is, maar kyk, kom ons doen hom. Verskoon. Ek het net nog nooit, ek jammer. Ek het net nog nooit gesien iemand gebruik hierdie in 'n toets nie. So, daar is 'n derde rede. Niemand gebruik hom nie. Ai. As twee pare ooreenstemmende sye in en 'n ingeslote hoek dieselfde is. En hiersoos waar ek moes sy stelling gaan verander het, want ek het gesê 'n verhouding hoek-verhouding, soos wat jy in kongruensie maar sy hoek sy het. Maar dis verkeerd. So jy kan nie dit doen nie. En ek het dit nie besef nie, maar nou besef ek dit en ek slimmer daarvoor. Jy moet 'n ander rede gebruik. En dis waar onderwysers nou 'n leniency gebruik. Hulle eie wysheid rakende wat is die eintlike redes en ingeslote hoek en twee sye in verhouding is maar die algehele een wat ek gehoor het. Dis ek bedoel nou maar net dis 'n klomp onderwysers waarvoor ek hierdie vraag gevra het. Wat is die derde rede van gelykvormigheid as die twee van die sye en 'n ingeslote hoek twee sye in verhouding is en 'n ingeslote hoek het? Wat is die rede vir daai en dan het hulle vir my byvoorbeeld gesê, okay, cool, hulle noem hom so. Maar luister vir jou onderwyser, dalk gaan sy of hy 'n ander opinie hê oor hierdie goeters. Kans is groot dat hulle gaan en dan byt jy maar net vas en jy doen wat hulle vir jou sê jy moet doen, want op die ouene is hulle gaan jou toetse merk, nie ek nie. So, in 'n voorbeeld, hierdie is dalk 'n bietjie van 'n moeiliker voorbeeld, gee ek vir jou twee driehoeke en hulle lyk asof hulle een driehoek is, maar dis twee driehoeke. Ek gee vir jou drie sye en ek vra vir jou bewys dat driehoek A, B, D gelykvormig is aan driehoek B, D, C. In kongruensie kry jy die 90 grade hoek skyn sy rede, maar nie in gelykvormigheid nie. So ek gaan die twee driehoeke vir jou uithaal. Daar's die een driehoek, daar's die ander driehoek. Dis die twee waar ons gepraat het. En ek wil hê jy moet dan bewys dat BD op AB, jy sien ek het hulle uitgehaal, in verhouding is met BC op BD, daai twee daar. En dan het jy daai ingeslote hoek wat ABD is en CBD wat albei 90 grade gaan wees. So jy moet net die twee sye in verhouding bewys, want dan het jy die ingeslote hoek. Hier is eintlik 'n lekker voorbeeld. So BD is 4 op 8, ek kan dit sien. BD op AB is 4 op 8 en dis gelyk aan 'n half, weer 'n half, een of ander rede. En die volgende wat ek gesê het in verhouding moet wees, is BC op BD. As hulle is 2 op 4 en dis 'n half. So daai twee sye, daai twee pare sye is in verhouding met mekaar. Dit wil sê BD op AB is gelyk aan BC op BD. En daarom gaan ABD, ek bewys net daai is 'n 90 grade hoek. ABD op BD DBC hoek op 'n reguit lyn wees, 90 grade. Dit wil sê hulle is 90 grade. En dan eers kan ek uiteindelik sê, wel, die rede is ek het 'n ingeslote hoek, daai 90, en dan die twee sorry. En dan die twee sye wat teenoor of teen mekaar lê, met mekaar aangrens so te sê. Daai twee sye is in verhouding met mekaar. Hoe skryf ek dit eintlik maar op die ouene? Ek skryf dit so. Hierdie sy op daai sy is gelyk aan daai sy op daai sy en dis gelyk aan 'n half. Dit wil sê sorry, ABD is gelyk aan DBC hoek op 'n reguit lyn. En dan sê ek, okay, cool. Dit wil sê daai driehoek ABD is gelykvormig met die volgende driehoek CBD. Wat sê ek? DBC, ek dink ek probeer dit te vinnig lees.
En my rede is hierdie ding wat ek nooit in my lewe gaan gebruik nie, ingeslote hoek en 2 sye in 'n verhouding. Maar jy weet, soos jou onderwyser gaan dit heel waarskynlik toets. Dis mos maar net hoe onderwysers is. So leer hom, ken hom en probeer hom. Ons eerste amptelike voorbeeld, hierdie sou dit vir jou in toetse gegee gaan word, is hulle gee net vir jou daai 2 driehoeke, 10, 6 en 4, sê hulle vir jou is die sye onderskeidelik en hulle gee vir jou 'n sy D E en hulle vra vir jou, okay, hy is X, dan is die vraag bepaal die waarde van X. Dis hulle dit vir jou gaan gaan vra amper in al jou toetse. Hoeveel gaan hierdie tel? Ek dink hierdie gaan so, want jy gaan eers gelykvormigheid bewys wat 4 punte is. En dan gaan jy die verhoudings moet gebruik wat seker so 3 gaan tel. So hierdie ding kan omtrent 7 punte tel. Nou ek teken hom oor, net vir terwille van dat ek na hom toe kan terugverwys. En ek sê vir jou, die eerste stap wat ek moet gaan doen, is ek moet eers gaan bewys dat hierdie 2 driehoeke gelykvormigheid is. Vanuit dit se kan ek die sy X gaan uitwerk. So jy begin deur jou hoeke. Okay, jy kon probeer die sye doen, maar jy het nie genoeg sye nie. Jy het C, D nie en jy het B, C nie. Jy het net 3 sye en jy het ten minste 4 nodig om gelykvormigheid te kan bewys. So wat jy nodig het eintlik in hierdie geval is die hoeke. Hulle gee vir jou dat A, B ewewydig is aan DE, daarom kan ek my verwisselende hoeke gaan inwerk. So ek sê dat hoek A is gelyk aan hoek E en my rede is verwisselende hoeke, omdat AB ewewydig is aan DE. Volgende een kan ek doen B en D. B is gelyk aan D en my rede is ook verwisselende hoeke, en dit gaan ook wees omdat AB parallel is aan DE. Nou, ek het 2 hoeke, ek kort 'n derde een, anders kan ek dit nie doen nie. Jy kan of sê binnehoeke van 'n driehoek, of jy kan regoorstaande hoeke daar gebruik by C. Ek dink ek het gegaan met regoorstaande hoeke, dis maar net omdat dit vir my 'n bietjie makliker is. AC, B is gelyk aan DCE regoorstaande hoeke. Jy kon ook net daar gesê het binnehoeke van 'n driehoeke, want onthou jy het net 2 hoeke nodig om te bewys dat die derde een van die 2 driehoeke dieselfde gaan wees. Nou dat ek dit bewys het, nou kan ek eers sê dat driehoek ABC gelykvormig is aan driehoek EDC. Hoek. So, ek het begin met 3 redes, want ek werk met driehoeke. Ek het my resep neergeskryf, hierheen wat hier lê, en ek het vir hulle gesê, my rede is daai en daai. Hierdie kan, so die vorige 3 is dalk 3 punte vir elk, of hulle gaan nie dalk 1 punt vir al 3 gee, ek weet nie. Of hulle gaan vir jou 6 punte gee, ek weet nie hoe jou onderwysers gaan merk nie. Ek sou gesê die vorige 3 het 'n punt vir elk, reg, en dan kry jy 2 punte hier, so 1 vir die feit dat jy die resep reg neergeskryf het, dis belangrik, en dan vir jou rede, maar in jou volgende grade, eintlik maar in graad 9 ook, maar in jou volgende grade, graad 10 en 11, dan vat hulle dit half bietjie weg. En hulle gee jou nie punte vir jou redes nie. Hulle trek net jou punt heeltemal af as jou rede nie daar is nie. As ek dit eers kan sê, kan ek sê dat nou my sye wat in verhouding is, gaan die eerste 2 AB op ED wees, gelyk aan BC op CD of DC, maak nie saak nie. En dis gelyk aan AC op EC. Hiersoos waar ek weer nie met myself saamstem nie. Want kan jy sien, ek sit ED onder. ED is die sy wat ek wil hê, dis wat ek wil uitwerk. En ek beloof jou, in al 2 voorbeelde, ons gaan nie nou nog een doen, in al 2 voorbeelde doen ek dit, en ek weet nie hoekom ek dit doen nie, ek kyk terug na myself en dink ek, hierdie stupid, so ek kan dit nog steeds uitwerk, dit werk nog steeds uit, maar julle maak eintlik maar te veel foute met dit, as dit so lyk. Maar, kom ons doen hom nou maar, en ek sal iewers in die toekoms, wanneer ek te veel tyd het, sal ek hierdie video heeltemal oordoen, heeltemal reg doen,
en 'n laaste keer oplaai. Ek moes dit nou net afhaal want jy weet, daai redes is nogal belangrik. So A, B op ED. Ek het actually vir A, B. Ek soek vir ED, so ek gaan obviously daai een gebruik. B, C het ek nie en D, C het ek nie, so daai middelste gaan ek glad nie gebruik nie, maar ek het die laaste twee. A, C op E, C. So wat jy doen is jy besluit, soos wat ek net gedoen het, wat sis het ek, wat sis soek ek? Ek het vir A, B. Ek soek vir ED, so daai blokkie daar gaan perfek werk. B, C op D, B is 'n dom idee, jy het nie een van hulle nie, maar jy het wel vir A, C en E, C en jy gebruik dit. A, B op E, D is gelyk aan A, C op E, C. Jy vervang jou waardes in, wat die volgende gaan wees 10x op 4x. Kan jy sien hoekom dit vertraag is van my om my x onder te hê, want nou sit ek met 'n x onder 'n breek en dit is ongemaklik. Nou nog 'n ding wat ek doen waarmee ek nie saamstem nie, is ek maal hulle uit. Kyk wat doen ek. Ek oorkruis maal hulle. Ek maal die x met die 6 en die 4 met die 10, wat vir my 40 aan die een kant gee, en 'n 6x aan die ander kant, en dan deel ek dit weg, en ek kry x as 6,66. En ek stem nie eers saam met my, ek stem nie eers hiermee saam, soos die antwoord is reg, maar die metode is so onnodiglik moeilik. Dis hoekom ek hierso neergeskryf het, switch die twee eerder, so jy kry 10 op x, jy maak hom x op 10. Jy kry 6 op 4, jy maak hom 4 op 6. Dan is dit baie eenvoudig, want dan is jou veranderlike bo. So, maal net die 10 weg. Maal die 10 aan die linkerkant, dan het jy x alleen, en jy maal hom dan aan jou regterkant, dan het jy 4 op 6 maal 10, en daarom kry jy x is gelyk aan, nog steeds dieselfde antwoord, 6,66 repeterend. My fout, dat ek hierdie vir julle leer, jy moet hom nie oorkruis maal nie, moenie dit eens probeer nie. Maar ek doen dit wragtig weer in 'n volgende voorbeeld. Volgende, en ek dink is my laaste voorbeeld, hulle gee vir jou 1, 2, 3, 4 bekende sye en 'n x, en hulle gee vir jou 2 hoeke, en hulle gee ook vir jou y daarbo. So, hulle kon vir jou deur middel van die sye gevra het, nee, hulle kon nie, as hulle vir jou die sye gevra het, A, C en daai een, sou jy kon doen. Jy sou nie die onderste twee kon doen nie, want x is onbekend, en daar is D, C onbekend. Hierso is E, F onbekend, maar A, C is bekend. So jy het te veel onbekendes om die sye te gebruik in verhouding. Maar jy kan nie hoeke gebruik. So, bepaal die waardes van x en y, jy gaan skryf dit so neer, ok, hierdie oukies is my gegee, B is gelyk aan D is 70, en C is gelyk aan F is 30, altyd van hulle is gegee, en die laaste een, soos wat jy meeste van die tyd in jou graad 12 loopbaan gaan doen, is jy sê, A is gelyk aan E, en dit is binnehoeke van 'n driehoek. Dan eers kan ek sê, driehoek A, B, C is gelykvormig aan driehoek E, D, F, hoek, hoek, hoek. Vanuit my resep, gaan ek nou my besluite maak. Wat se sye het ek, wat se sye kort ek? Nou, ek het regtig baie sye. So, skryf hulle almal vir jou neer, A, B op ED, B, C op EDF en A, C op EF. En dit gee vir my 4 op 6, x op 10 en my laaste een 6 op y. Oeps. In daai eerste een kan ek dit gaan uitwerk, ek maal net die 10 uit. Wat ek nie gedoen het nie, ek sal nou vir jou wys. En in my laaste twee, na ek x uitgewerk het, kan ek vir y kry. So, van my eerste een af, doen ek die domste ding wat jy in jou lewe kan doen. Moenie dit doen nie, alhoewel ek dit nou vir jou wys. Sê my mense wat hierdie nie soos na my stem luister nie, net die video kyk om die voorbeeld te sien, want my stem irriteer hulle. Hulle gaan hierdie doen, maar moenie dit doen nie. Dis net, julle maak te veel foute. Moet hom nie oorkruis maal nie. Hoekom maal ek die 6 weg? Soos, dis die domste ding. Jy wil al jou getal aan die een kant hê, nou maal ek hom terug na die ander kant toe, en dan moet ek hom later weer terugdeel. Dis net stupid, dis regtig dom, moenie dit doen nie, moenie doen wat ek vir julle nou sê nie. So, ek kry 40 is gelyk aan 6x, maar moenie, maal net die 10 weg, asseblief, asseblief.
Dit gee vir my 20/3. Ek los hom vir nou eers in 'n breekvorm, want ek wil vir y gaan uitwerk. En nou in my tweede blokkie dit was my rede. So hierso, sure, as jy hom uitmaal, gaan jy kry xy is gelyk aan 60 en in die plek van die x skryf ek net daai 20/3, my breek. Skryf hom eerder maar as 'n antwoord in desimale getalle, want hulle gaan heel waarskynlik vir jou sê los jou antwoord in tot die mag 2 desimale. Nou x is dan 20/3y en dis gelyk aan 60. Nou maal jy dit weg tegnies. Jy maal dit weg met 3/20. Dit beteken x is daai en daai is daai. Dan gee dit vir my 60 maal met 3/20 en my finale antwoord gaan wees hy is gelyk aan 9. So luister net weer na my, moenie dit so doen nie, asseblief. Hierdie laaste deel, moenie die 6 wegmaal en hom dan weer wegdeel nie. Dis te veel moeite, dis te veel effort. Maal net die 10 weg. Maal net die 10 aan die een kant weg, dan kry jy x alleen. Dis die maklikste wat jy moet doen. Maar ja, hier is die einde. Ek hoop hierdie het jou gehelp. My laaste kommentaar is maar net om te doen wat jou onderwyser vir jou sê, raak in die redes. Die stellings en die stappe wat ek gedoen het is alles reg, maar daai laaste redes, daai hoeke in verhouding, hy's nogal 'n groot een. En daai ingeslote hoek en twee sy in verhouding. Of wat was die eerste een? Sy in verhouding. Luister maar net na wat jou onderwyser vir jou sê. Gebruik daai rede. Doen goed op skool, want soos dit is wat jy wil doen. En dan sien ek jou in die toekoms.